Shalom, dis my voorreg met julle te kuier vandag en bietjie met julle te gesels oor die woord van God en te bring dit wat op my hart is en 'n besprekingspunt vir julle te gee oor iets wat ek dink 'n vraag in soveel mense se harte is. En dit is, hoekom is ons hier? Hoekom is ons as mensdom hier op aarde gesit? Hoekom het die Vader vir ons hier gesit en vir ons op hierdie aarde gesit om dinge te doen en uit te leef soos ons nou leef? Hierdie vraag is iets wat ek baie keer kry, spesiaal onder nie-gelowiges of mense wat pas tot geloof gekom het, waar wil weet, wat is ons skepingsdoel? En ek wil met julle gesels oor dit vanuit Genesis 1, en dan 'n bietjie dieper gaan oor, hy het vir ons hier gesit met 'n doel, maar hoe moet ons dan daai doel uitleef? So die plek waar ek wil begin oor hoekom is ons hier en wat is ons skepingsdoel, is Genesis 1 vers 26, wat sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en oor die voëls van die hemel, en oor die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. In Genesis 1 sien ons dat God maak ons as mens met hierdie idee dat ons moet heers. Dis jou en my skepingsdoel. Ons is hier gesit om te heers. Maar ons is nie hier gesit om te heers oor ander mense nie, ons is hier gesit om te heers oor die aarde en oor die aarde besluite te maak. Want as jy die woord heerskappy gaan ondersoek en kyk wat dit regtig beteken, dan is dit om besluite te maak. Dis eenvoudig dit. Ek en jy is hier gesit om keuses te maak, om te kies. Kies hierdie of kies dit, maak so of maak so. En dit maak sin, want elke dag maak ons bitter baie besluite. Ons maak soveel keuses in alles wat ons doen. Ek het eendag 'n statistiek gehoor wat sê dat ons maak so ongeveer 35,000 besluite per dag. Dis klein goedjies van nie net wat sal ek aantrek nie of wat sal ek eet nie, maar hoe gaan ek aantrek? Hoe gaan ek eet? Hoe gaan ek loop? Waartoe gaan ek? Waar bly ek? Hoe trek ek my gesig? Hoe beweeg ek my hande? En allerlei klein goedjies wat ophoop tot al hierdie besluite wat ons per dag maak. En dis hoekom ons hier gesit is om besluite te maak, om keuses te maak, om te heers. So jy en ek kan kies, wat doen ons elke dag? Ek kan kies, staan ek hier voor julle vandag en gesels oor sy woord, of ek kan kies om rustig op die rusbank te gaan sit en niks te doen nie. Elkeen van ons het 'n heerskappy by die Vader ontvang. En hierdie heerskappy leef ons uit op ons besonderse manier. Maar as jy hierdie fyn gaan lees in Genesis 1 vers 26, dan sê hy, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis en laat hulle heers. Nou, dit is dan vir ons, soos die Vader sê, alle mense moet heers. As jy dit mooi gaan kyk, dan sê hy hoe hy wil hê ons moet heers. Hy sê eintlik, mens wat na sy beeld en sy gelykenis geskaap is, die is daai wat moet heers. Nou wat hy gedoen het, is hy het vir Adam en Eva gemaak, en toe het hulle dadelik gesondig. Ongelukkig het Eva toe in hierdie lokval van die slang geval, en toe het sy van hierdie boom geëet, van kennis van goed en kwaad, en sy het gesondig. En ek sê altyd, miskien moet ons 'n boek skryf wat sê, created to fail, of gemaak of geskape om te faal. Want God het vir mens gemaak, en een van die eerste goed wat ons as mens doen is, ons faal. Ons misluk, ons kies verkeerd. En so sien ons hierdie storie van
Adam en Eva, hy sê, laat ons mens maak, na ons beeld en ons gelykenis, en laat hulle heers, en hulle het al die besluitjies wat hulle elke dag moet maak, en dan kies hulle verkeerd. Hulle kies om nie sy beeld en gelykenis uit te leef nie, maar 'n ander beeld, die beeld van die slang, om sonde uit te leef. Nou ek en jy het elke dag daai keuse. Kies ons sy weg, of kies ons sonde? Nou, die rede hoekom ek sê, ons moet miskien 'n boek skryf wat sê Created to Fail, is, het God hulle dan nou nie geprogrammeer nie? Het hy dan nou nie in Genesis 1 gesê, dis hoe mens moet lyk, en hulle gaan foute maak nie? Het hy nie gesê, dis Adam gaan so maak, en Eva gaan hierdie doen, en eintlik maar so fyn geprogrammeer, hoe moet mens maak nie? Hoe is dit dan, dat hy vooraf dinge weet, ons skepper, en dan maak hy nog steeds vir mens, om te val? As jy gaan kyk in die woord, dan sien jy, ja, hy het vir ons heerskappy gegee, ja, hy wil hê ons moet vanuit sy beeld en gelykenis afheers, maar hy het ook vir ons iets gegee wat so bietjie van 'n uitdaging is. En dit is ons vryheid om te kies. Daai wat so vir ons elke keer in die versoeking stel. Daai dat ek en jy het 'n vrye wil ontvang. So jy mag kies oor jou alledaagse lewe. Ek mag kies oor elke deel van my lewe. Ek het nou hier kom staan om hierdie video vir julle te maak, en ek is lief daarvoor om opnames te maak sonder dat daar mense is of so nie, want dis 'n bietjie ongemaklik. En toe moes ek nou staan en besluit, wat gaan ek nou hier sit? En ek moes kies, wat sit ek hierso, en hoe gaan dit lyk in die prentjie, en so aan. En ek het regtig weer gedink daaraan, wie maak hierdie besluite in die lewe? Ek het nou gekies om die goedjies hier te sit. Ek het gekies om hier te staan, hierdie aan te trek soos ek lyk. Ek het gekies al hierdie goed. Ek het nie gaan sit en bid daaroor nie. Ek het dit gekies. En is ek besig om dan sy beeld en gelykenis uit te leef? Of leef ek Tiaan se beeld en gelykenis uit? En die vraag is, hoeveel van ons vrye wil is ons vrye wil? En hoeveel is hy wat vir ons geprogrammeer het? Ek glo met my hele hart dat ons het 100% vrye wil as mens. Jy kies elke dag wat jy doen. Jy maak keuses in elke ding in jou lewe. In jou familie, in jou werk, in waartoe jy ry, waar jy gaan bly. In elke deel van jou lewe maak jy die keuses elke dag. Ek kies hoe ek in my gesin dinge gaan doen. Maar ek moet daai keuses vat, daai besluite vat, en dit vir die Vader kom gee. En sê, Abba, ek bring my vrye wil voor U. En ek wil dit by U voete kom neerlê eintlik en sê, hoe wil U moet ek maak? Ek onthou toe ek so 12 jaar oud was, toe het ek gebid eendag. Ek lê in die bed en ek bid en ek sê, Vader, kom neem asseblief my vrye wil weg. Kom vat my vermoë om te kies weg, sodat ek ophou die verkeerde besluite maak, sodat ek ophou vir my ouers lieg baie keer, sodat ek kan ophou hierdie verkeerde dinge doen. En dit was vir my so sleg, die dae wat daarna gevolg het, want hy het nie my vrye wil weggevat nie. Ek het so probeer kyk, het ek nou nog vrye wil? Dan vat ek iets, dan kyk ek, Vader, ek het nou hierdie ding in my hand, kan ek dit laat val of nie? En ek het nog steeds vrye wil gehad. En hy vat nie ons vrye wil weg nie, want hy het dit vir ons gegee, sodat ek en jy kan heers op hierdie aarde, sodat ons kan besluite maak. Maar hy het ook dit vir ons gegee, sodat ons hom kan kies. Want hy het 'n mensdom gesoek wat hom gaan kies. Hy het 'n mensdom gesoek wat in verhouding met hom gaan staan. En onthou, jy kan nie in 'n verhouding met iemand wees as jy nie vrye wil het nie. As jy nou dink aan
'n egpaar, hoe sal dit wees as die vrou geen keuse het om in hierdie huwelik te wees nie? As ek dink aan my vrou Janie, as sy nie my kies nie, as sy nie in liefde en verhouding met my is nie, dan beteken ons huwelik tog niks, want sy is net daar omdat sy gedwing is om daar te wees. En net soos ek haar nie kies nie, maar as ek geen keuse het nie, ek moet net maar hier wees, dan is er geen lewe nie, dan is geen verhouding werklik nie. En so kom ons Skepper en hy maak vir jou en vir my, en hy sit ons hier op die aarde en hy sê, julle het vrye wil, ek gee vir julle heerskappy, maak julle 35.000 besluite per dag en kies. En hy wil hê ons moet hom kies. Ons moet sê, Abba, ons kies jou elke dag, ons kies U elke dag en elke deel van ons lewens. Ons kom lê ons vrye wil voor U neer. En dis 'n belangrike ding dat ons daai besluit maak om hom te volg, want dis sy hartsbegeerte. Kom, laat ons mens maak ons beeld en ons gelykenis en laat hulle heers. Die wat in sy beeld en gelykenis is, moet heers. Nou, wanneer ons nie hom kies nie, dan kies ons die wêreld, dan kies ons sonde, dan kies ons die vyand se manier van dinge doen, sy beeld en gelykenis, daai slang se beeld en gelykenis. En die probleem is, meeste van die wêreld het dit gekies. Meeste van die wêreld het Satan se manier gekies om agter hom aan te gaan en sy dinge te doen. En nou sit ons in die wêreld en mense vra die moeilike vrae soos, hierdie persoon is vermoor, daar's gisterand weer op die nuus iemand wat vermoor is, dit was vir my 'n groot skok gewees. Hierdie verkrachtings het plaasgevind, hierdie misdaad het plaasgevind, hierdie bedrog vind plaas in die wêreld, en dan sê mense, maar is God nie in beheer nie? Hoe laat hy hierdie goed toe in die wêreld? Dan sê ek nee, hy het vir mensdom heerskappy gegee. Hy het vir jou en vir my die voorreg gegee om besluite te maak en te kies. So op hierdie aarde het hy vir ons die vrye wil gegee om ook foute te maak en verkeerd te kies. En dis nie lekker om te weet dat ons kan foute maak. Ons het hierdie sondige natuur waarin ons gebore is en ons leef in hierdie wêreld en ons moet onsself neerlê nie. Want nou is ons deel van die verkeerde goed, totdat jy jouself neerlê. Ja, daar's twee paaie, breëweg en 'n smalweg. As jy op die breëweg wandel, is jy nie op die smalweg nie. So, wanneer jy in jou heerskappy die breëweg kies, dan kies jy verkeerd. Dit is so. En nou kom ons en ons sê, ons kies hom in ons wandel, maar ons maak nog steeds foute. Ons maak nog steeds foute, en ja, daar's genade. Ons is uit die genade gered deur die geloof, verseker. Daar's genade vir ons foute, maar ons moet ons hele wese na hom toe bring en sê, U het vir my vrye wil en heerskappy gegee. Ek kies U. En wanneer jy die wêreld gekies het, dan sit al daai goed wat in die wêreld gebeur. Dan sit al hierdie gemors wat aangaan in die wêreld. Dit is nie die Vader se wil, al die moorde en verkrachtings en diefstal en al die verkeerde dinge wat in die regerings van die wêreld gebeur en in mense persoonlike lewens nie. Daai is mens wat uit hulle sondige natuur en uit die beeldgelykenis van die slang optree. Maar Yeshua het gekom en hy het vir ons hier op aarde 'n voorbeeld kom gee. En ek wil in daai voorbeeld kom raak vir 'n oomblik. Adam en Eva het gekies om te heers vanuit die beeld en gelykenis van die slang. Hulle het gesondig. En hulle sondes is hulle ook vergewe en hulle het weer kon terugkom. En so die proses maar aangegaan deur geskiedenis. Maar met Yeshua se koms het hy vir ons 'n beeld kom wys. En dis die beeld van die Vader. In Kolossense 1:15 staan daar, hy, dis Yeshua, hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgebore van die hele skepping. Ons is in hierdie skepping, met ons vrye wil, gemaak in die beeld en gelykenis van die Vader. Mens het gefaal en gesondig, en so daai beeld en gelykenis verloor,
Dis hoekom ons sê, ons is gebore met 'n sondige natuur. En dan moet jy in hierdie lewe 'n besluit maak. My heerskappy, my vermoë om besluite te maak, bring ek dit na Abba toe, of gaan ek nog steeds die scepter swaai in my eie lewe? Gaan ek nog steeds heers soos wat die wêreld daar buite heers? Gaan ek nog steeds die heeltyd besig wees met die verkeerde dinge? En ons maak foute. Onthou, toegegee, jy maak foute. Daar's kere waar jy vergeet hoekom jy hom gekies het. Daar's kere waar jy regtig kom en waar jy na die tyd dink, wat het ek nou daar gedoen? Dit is so. En sy genade is daar. Maar 'n besluit eenmalig om te sê, Abba, ek kom lê myself voor U neer. Ek bring my vrye wil voor U. My heerskappy bring ek vir U. En ek kies U. Dis 'n groot besluit wat jy kan maak. Om te sê, ek wil Yeshua se beeld en gelykenis. Ek wil sy voorbeeld volg. Dis wat elke gelowige moet kom sê. Ek soek U en nie myself nie. Ek is met hom gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar hy leef in en deur my. Dis 'n keuse wat jy kan maak. Om te sê, hy het vir my gemaak op hierdie aarde om te heers, en ek kom gee daai vir hom. Nou, hoekom moes Yeshua kom as 'n mens? Hoekom moes hy as 'n mens gebore word en as 'n mens leef? Want God het heerskappy vir mens gegee. Hy het heerskappy vir my en jou gegee. En so wanneer ons sien, hy kom as 'n mens op hierdie aarde, dan kom wys hy vir ons die voorbeeld van hoe ons moet uitleef. Hy kom wys ons die voorbeeld van hoe ons sy beeld en gelykenis moet uitleef. Die Hemelse Vader, die Skepper se beeld en gelykenis moet uitleef. So Yeshua kom wettiglik en kom neem sy heerskappy op hierdie aarde en wys vir ons die beeld en gelykenis van die onsigbare God, soos ons in Kolossense 1:15 lees. En hy wys vir ons wat die eerstgeborene van die hele skepping is. Dis hy, hierdie beeld en gelykenis van die Vader. Nou in Johannes 14 lees ons, Filippus kom na Yeshua toe en hy sê, toon ons die Vader. Johannes 14 vers 8 en 9. Hy sê, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En Yeshua sê vir hom, ek is al so lank al by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En so sê hy, hoe kan julle sê, toon ons die Vader? Hoe kan jy hierdie vraag vra, Filippus, toon ons die Vader? As jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Yeshua het vir ons daai perfekte voorbeeld kom uitbeeld van hoe ek en jy ons heerskappy moet uitleef op hierdie aarde. En dit was 'n neerlê van self. Hy was gehoorsaam tot die dood toe. Hy het as 'n mens wettiglik gekom en daai heerskappy kom optel wat in Genesis al vir ons gegee is, op die regte manier. Elke mens op hierdie aarde maak besluite. Of jy nou besluit om 'n gevangene te wees, of 'n slaaf te wees, of 'n diensknegt te wees, of jy nou besluit om vir die mense daar buite wat die wêreld beheer te luister of nie, of jy nou besluit om dinge te doen soos die wêreld of nie, of jy nou besluit om in 'n gemeente te wees of nie, jy besluit om te doen soos wat jy dinge doen. Elkeen van ons in ons omstandigheid neem besluite. En Yeshua het vir ons 'n voorbeeld kom gee van hoe ons heerskappy moet uitleef, soos wat die Vader dit aanvanklik wou hê. In Genesis 1:26, kom laat ons mens maak na ons beeld en ons gelykenis en laat hulle heers. Sy hartsbegeerte is dat jy en ek heers vanuit sy beeld en gelykenis. En hy het sy seun gestuur vir ons om daai voorbeeld te wees van sy beeld en gelykenis. En die vraag wat ek dan vandag vir jou kom vra is, gaan jy hom kies? Gaan jy in jou heerskappy met jou vrye wil vir hom kies? Het hy jou gemaak om te val? Nee, hy het jou gemaak met vrye wil, sodat jy hom kan kies. Het hy vir Adam en Eva gemaak dat hulle moes misluk?
Nee, hy het hulle gemaak met vrye wil en hulle het 'n fout gemaak, ja. Een tannie sê nou die dag vir my, ja, as Eva net nie van daai appel van daai boom geëet het nie, dan was ons almal nog steeds in die tuin van Eden. En ek kyk die tannie so, ek sê vir haar, tannie, as Eva nie daai appel geëet het nie, dan het tannie hom geëet. En toe moes ek dit vinnig regstel te sê, of dan ek hom geëet. Want elkeen van ons staan met hierdie keuse voor ons, die breëweg en die smelweg. Ongeregtigheid of sonde en geregtigheid. Die wêreld of heiligheid. Die vyand se beeld of die Vader se beeld. En elkeen van ons het al die verkeerde keuse gemaak. Ek wil vandag vir julle dit kom voorhou in jou heerskappy. Kom sê, Abba, ek kies U. U beeld en gelykenis. U koninkryk, U geregtigheid, U heiligheid. Ek kom kies met my heerskappy om Yeshua te kom uitleef. Om daai beeld wat hy vir ons kom wys het te kom uitleef. Sodat die wêreld kan sien wie U is. Hier is seker ons grootste roeping. Is van ons skepingsdoel af tot vandag toe. Dat ons moet heers vanuit sy beeld en gelykenis. En dis 'n keuse wat jy vandag kan maak om te sê, ek kom lê myself neer voor hom. Ek kom gee vir hom my hele lewe. Hy gaan nie jou vrye wil wegneem nie. Jy gaan nog steeds foute maak. Ek is baie jammer. Ek hou aan foute maak. Maar ek kom voor hom elke keer en ek bring myself na hom toe en ek sê, Abba, hier is ek. Ek kies U. En nou sit ek met 2 keuses voor my partykeer en dan sê ek, wat een is die beste vir die Vader? Ek sit hier met 'n besluit, moet ek in Europa gaan bedien, moet ek in Suid-Afrika bedien, moet ek hierdie huwelik gaan bevestig, of moet ek met my vrou en kinders tyd spandeer? En ek sê, Vader, wat is die beste vir U koninkryk? In hierdie omstandigheid. My maatstaf het verander. My maatstaf is nie meer, wat is die beste en die lekkerste vir my nie, maar wat is die beste vir hom, sy koninkryk, om sy beeld en gelykenis op hierdie aarde uit te leef. My heerskappy is nou gefokus op hom. Ek wil vir julle 'n laaste skrif lees, wat vir my na in die hart is, Spreuke 3 vers 6. Hierdie verduidelik vir my so bietjie hoe ons gesindheid moet wees. Hy sê, ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees Jodewaweh en wyk af van die kwaad. Ken hom in al jou weë, besluit om volgens sy weë te wandel, volgens sy beeld en gelykenis. Kies hom, ken hom in alles wat jy doen. Ek dink baie keer ons moet weer daai bandjies begin dra wat sê, what would Yeshua do? Ons moet altyd daai WWJD, what would Jesus do gedra. What would Yeshua do? Wat sou hy gedoen het in elke omstandigheid? Want hy het die beeld van die Vader kom toon. En ek dink nie ons toon altyd die beeld en gelykenis van die Vader nie. Ek dink ons bring baie keer die wêreldse beeld. Jy's in 'n moeilike omstandigheid, iemand ry in jou kar vas, of jy sien iemand wat 'n ongeregtigheid pleeg, en jy wil dadelik hierdie ding vrylaat op hulle, in plaas van te sê, Vader, wat is U wil in hierdie omstandigheid? Of hoe sou hy in hierdie omstandigheid opgetree het? Wat is sy beeld en gelykenis hier? En is baie keer die teendeel van wat jy dink. Ons dink as iemand kwaad doen, dan moet ons teenoor hulle kwaad doen. Maar die skrif sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Yeshua sê eintlik, wees vir jou vyande lief, seën die wat jou vervloek. Sjoe, daai hart van, wanneer iemand aan my iets verkeerd doen, kan ek hulle seën, kan ek goed doen aan hulle, doen goed aan die wat kwaad doen aan jou. Kan jy dit doen? Dit is vir ons moeilik. Net hierdie leiding van sy gees en die oorgee van self, van jou heerskappy en sê, hier is ek.
En dit is nogal spesiaal want Yeshua dan nou alle heerskappy ontvang, alle autoriteit eintlik ontvang deur sy oorwinning. En dan in Matteus 28 dan kom gee hy dit net weer vir ons. Hy kom gee vir ons die autoriteit om uit te gaan en disippels te maak, om leerlinge te maak, om navolgelinge van hom te maak. Jy gaan nie dit doen met jou slangbeeld nie. Jy gaan dit doen wanneer daai slangbeeld niks is en jy die beeld en gelykenis van die Vader optel en heers elke dag. Kies hom, vat jou vrye wil en kies hom elke dag in alles wat jy doen.